Hallo vriende en baie welkom hier, dit is baie lekker dat jy ook vandag saam met ons kuier en mag jy daar waar jy is, soos wat jy ook hierdie boodskap ontvang, opnuut God drie-enig ontmoet, sy stem hoor en sy teenwoordigheid verkeer. Nou, een van die lekker dinge wat ek soms doen wanneer ek by 'n koffiewinkel is terwyl ek wag vir my afspraak, om vir mense rondom my te sit en kyk. En dan sien jy baie keer interessante dinge, en dis interessant, want dis nie gewoonlik dinge wat jy doen, of soos wat jy is nie. Wel die verskille wat ons gewoonlik agterkom is as daar 'n buitelander is, wat 'n vreemde taal praat, of wat anders lyk, en ons het baie subtiele dinge wat ons ook agterkom, waar ons verskil, soos hoe ons koffie drink, wat se tipe koffie ons drink ons suiker en melk in ons koffie. Die gesprekke wat baie keer gevoer word, is ook baie interessant. Maar hoekom bring ek hierdie op? Ek dink daarso is soveel verskille en baie keer fokus ons op hierdie verskille wat ons het. Verskille veroorsaak dat ons onsself afsonder of groepeer in sekere groepe, ongeag wat die verskille of die ooreenkomste is. En dan die vraag wat ek het is, wanneer ons in die kerk bymekaar is, hoekom kom ons vanuit verskillende groepe met al ons verskille hier in die kerk byeen? En dit is wat ons vandag gaan hoor en oor gaan gesels. Hoekom is ons by een deel van hierdie gemeenskap al verskil ons so baie? Liewe vriende, Paulus kom en hy kom antwoord daai vraag en ons gaan dit dan uit Galasiërs 3 uithoor. Galasiërs 3 en ons lees van vers 21 af. Is die wet dan in stryd met die beloftes van God? Hoegenaamd nie. Want as daar 'n wet gegee sou wees wat lewend kon maak, sou die vryspraak eintlik op grond van die wet kon geskied. Maar die skrif het alles onder die sonde ingesluit, sodat die belofte wat op geloof in Jesus Christus gegrond is, gegee kon word aan diegene wat glo. Voordat hierdie geloof gekom het, was ons onder die toesig van die wet, ingesluit met die oog op die geloof wat in die toekoms openbaar sou word. Die wet was dus ons oppasser, met die oog op Christus, sodat ons deur geloof geregverdig kon word. Maar nou dat die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van 'n oppasser nie, want deur die geloof is julle almal kinders van God, in Christus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik en vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en ooreenkomstig die belofte, erfgename. Volgende in die kerk doop ons 3 babietjies, en ek wil die argument aanvoer, dat die doop is die ding wat ons aan mekaar bind. Die doop wat ons deur geloof in Christus ontvang, maak ons boeties en sissies van mekaar. Nou wanneer ons na Galasiërs kyk, het ons ook besef dat Galasiërs is in 'n sekere konteks en vir sekere mense geskryf, en om hierdie brief so bietjie te verstaan, is dit nodig dat ons net in 'n neutedop sê wat hier aangaan. Nou, Galasiërs is nie 'n baie mooi brief, of 'n brief wat vriendelik geskryf is nie, want Paulus begin sommer hier in die begin van die brief in Hoofstuk 1, en hy trap die gemeente in Galasië uit. Hy sê, ek kan nie verstaan dat Christus so mooi in julle verkondig is, en dan dwaal julle weg van die evangelie wat julle ontvang het nie. En hulle het dit gedoen, want daar was sekere mense wat gekom het en gesê het, dat Christus en Jesus is mooi en goed, maar julle moet nog steeds die eise van die wette nakom. So hierdie mense wou eintlik van heidene, mense wat glad nie 'n bloedverbintenis met die Joodse volk gehad het nie, wou hulle verjoods. En dit beteken nie net dat hulle die 10 gebooie moes nakom nie, maar al daardie wette wat in die Ou Testament, in die eerste 5 boeke van die Ou Testament geskryf is, moes hulle nakom. Onder andere die teken van die besnydenis. En Paulus kom en sê, maar dit is nie so nie, julle hoef nie die las van die wet te dra nie. En dan kom hy en hy sê dat daar 2 bedelings is. Aan die een kant, die Ou Testament, en hy gebruik die wet as iemand wat omgesien het na die volk,
Hy was 'n oppasser, die Griekse woord wat gebruik word is pedagoog. En hy sê basies hierdie dat die pedagoog wat gewoonlik kinders opgepas het en verhoed het dat hulle nie aanjaag nie, was die wet vir Israel. Maar dat hy net tydelik daar was totdat Christus sou kom en dat ons deur geloof in Christus na God toe kon kom. Nou wat is dan die sin van die wet, liewe vriende? Die wet is sinvol, want eerstens is 'n rigtingwyser oor hoe om 'n goeie etiese lewe te leef, en dan in die besondere praat ons van die morele wette en die 10 gebooie wat ons in die Bybel kry. En daarom kan ons mos nou vir mekaar sê dat dit is sleg om moord te pleeg, want jy neem 'n lewe, en dit is wat die Bybel ook sê. Maar in besondere openbaar die wet iets van God, en daarom is dit nog steeds vir ons as gelowiges vandag sinvol om te lees. Maar in die nuwe bedeling, sê Paulus, het Christus ons kom vrymaak van die eise van die wet en het ons vrye toegang tot hom deur geloof. En hy sê deur geloof in Christus kan ons hom as 'n nuwe kleed aantrek, en deur die doop word ons erfgename en word die mure wat daar opgerig is tussen man en vrou, slaaf en vryman, Jood en Griek word afgebreek. Dit wil sê hierdie verskille wat ons ook so maklik optel, wat ons vermy, voorkeure van mense wat ons by wil wees en ander voorkeure wat ons dalk nie wil hê nie, dinge wat ons pla en wat ons van mekaar skei, daardie dinge kom Jesus Christus en kom breek af. So of jy nou 'n Wellingtoner is of van buite afkom en of jy nou Afrikaans of Engels praat of wat se verskille daar ook al mag wees, ons het een ding in gemeen. Deur die doop in Christus Jesus word ons erfgename. Is ons erfgename van Abraham, sê Paulus. Liewe vriende, wanneer ons die doop ervaar en sien, alhoewel ons dit nie kan onthou nie, as ons nou volwassenes is vandag en ons is as kinders gedoop, dit is die geleentheid wat Christus gekom het en gesê het, jy behoort aan my, jy is my geliefde kind, jy het deel aan my, aan hierdie gemeenskap van gelowiges, wat ons die kerk noem, of die liggaam van Christus noem. En daarom is jy ook 'n erfgenaam, nie op grond van dit wat jy doen nie op grond van wetsonderhouding nie, maar op grond wat ek reeds gedoen het aan die kruis, op grond van die feit dat die graf leeg is. Nou vriende, niks anders kan ons red behalwe Jesus nie. En die doop kom bekragtig dit. Die doop is 'n seël en 'n teken dat ons, wanneer ons vertroue in Christus plaas, dat ons gered is en dat ons erfgename is, dat ons deel in die beloftes van die woord, wanneer Christus sê, ek gaan om 'n plek gereed te maak. En dit vra van ons dat ons ook met ons mede-erfgename, die mense wat ook in baie opsigte van ons verskil, dat ons ook die lewe saam met hulle doen. En is nie net die mense wat Sondag in ons eie kerk sit nie, maar is ook hulle wat hier buitekant rond beweeg in Wellington, wat na ander gemeentes toe gaan, wat ook aan die Here beweeg. En daarom moet ons mekaar dan ook so sien, as mede-erfgename, as mense wat in God glo, wat geloof in Christus het. En die vraag is dan, hoe leef ons met hierdie gedagte, met die beloftes van die doop, as erfgename van God in hierdie wêreld wat Christus Jesus nog nie ken nie? Liewe vriende, hou vandag vas aan jou geloof in Christus Jesus. Hou vandag vas aan die doop, aan jou doop. Want dis die geleentheid wat Jesus gesê het, jy behoort ook aan my. En mag ons vanuit hierdie wete leef, dat ek aan Christus behoort. Dat ek nie allerhande ander dinge hoef te doen om by my verlosser uit te kom nie, maar dat hy my duur gekoop het en gesê het, jy is my geliefde kind. Hou vas aan jou doop, liewe vriende. Hou vas aan die geloof in Christus Jesus. En hou vas
aan die wete dat ek en jy erfgename is van God drie-enig. Dat hy so lief is vir ons, dat hy sy seun aan die kruis laat sterf het. Mag ons opnuut vandag ons hoop en ons redding, ons motivering vir die lewe uit hierdie gedagte kry. En mag ons ook weet en gaan leef met die wete dat ek nie die enigste erfgenaam is nie. Daar is soveel baie wat ook dieselfde belydenis as ek het. Mag ons hulle ook raak sien, mag ons saam in geloof die lewe saam met hulle doen. Ten spyte van ons verskille, ten spyte van die dinge wat ons dalk uitmekaar uithou. Onthou, die doop is die een wat ons bymekaar bring. Christus is God van almal. En mag ons ook met hierdie wete ook in die wêreld gaan leef. Amen. Dankie Here dat ons weet U is die een wat ons kom red. U is die een wat deur U genade ons ook verlos. En dat ons hierdie vaste erfenis in die doop kan hê en koester. Dankie Here dat ons weet dat ons hier die enigstes is nie, maar dat daar ook baie ander boeties en sissies is. En soms Here moet ons kom en bely dat ons nie altyd regverdig teenoor hulle leef nie. Dat die dinge en die mure wat U kom afbreek het deur die doop, dat ons dit maar ook altyd oprig. Gee dat ons sal besef, die koninkryk is groter as net my wêreld. Net is groter as net Wellington Oos. En mag ons mekaar koester en mekaar lief hê. Here, gee dat ons 'n gemeenskap van gelowiges sal wees, wat die ware aard van U koninkryk en U kerk beliggaam. Ons weet ons is so ver daarvan af, maar help ons om dit ook te bereik. Amen.